Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Dinsdag, die 21ste Julie 2026 en hierdie week loop ons bietjie in die spore van Barnabas. Nou, vanoggend kyk ons bietjie na Barnabas, die bewonderde persoon, maar eintlik die nederige een. En ons lees uit Handelinge 14 en die hele gedeelte sou wees vers 1 tot by vers 20 en 'n bietjie lank om vanmôre te lees saam met u. Daarom lees dit gerus by die huis. Ek haal net so hier en daar 'n stukkie aan. Vers 1. In Ikonium het Paulus en Barnabas op dieselfde manier opgetree. Hulle het weer na die Joodse sinagoge toe gegaan en daar gepreek met die gevolg dat 'n groot aantal Jode en Grieke gelowig geword het. En dan vanaf vers 8 in Lystra. In Lystra was daar 'n man met gebreklike voete. Hy was van sy geboorte af verlam en kon nooit loop nie. Hy het geluister terwyl Paulus praat. Paulus het stip na hom gekyk en gesien dat hy die geloof het om gesond gemaak te word. Toe roep hy hom na hom: "Staan regop, op jou voete." Die man het opgespring en hy kon loop. Toe die mense sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Likaonies uit: "Die gode het soos mense geword en na ons toe afgekom." Die priester van die Zeus-tempel net buitekant die stad het bulle en blomkranse na die stadspoort toe gevat en hy wou saam met die mense offers aan die apostels gaan bring. Toe die apostels, Barnabas en Paulus daarvan hoor, het hulle klere geskeur en tussen die mense ingespring en geskreeu: "Mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sulke mense soos julle. Ons bring vir julle die goeie boodskap dat julle hierdie sinlose gode moet laat staan en julle tot die lewende God bekeer. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het." Maar selfs met hierdie woorde kon die apostels nouweliks voorkom dat die mense aan hulle offers bring. Die volgende dag het hy, Paulus en Barnabas, na Derbe toe vertrek. Nou, nederigheid kom nie vir mense natuurlik nie. En niemand wil graag aan die onderpunt van enige leer wees nie. En die probleem is dat ons maar omtrent almal maar 'n sug na waardering het en dat hierdie sug na waardering baie maklik in 'n sug na mag kan verander. En juis die versoeking waarvoor Jesus in die woestyn geplaas is, Matteus 4 vers 1 tot 11, met Satan wat vir hom alles aanbied, is 'n goeie voorbeeld van ons waar Jesus sy nederigheid behou. En dit is natuurlik baie interessant dat Paulus en Barnabas, na wat hulle gedoen het en hoe mense tot bekering gekom het, bewonder word deur mense, aanbid wou word deur mense. Hulle wou vir hulle offers bring en dan dat hulle eintlik met 'n amperse aggressie reageer op hierdie heldeverering wat hulle te beurt val. En hulle probeer vasberade keer dat hulle in die sentrum van mense se gedagtes te staan kom asof hulle gode sou wees. Hulle hantering van heldeverering is vandag vir ons 'n model om na te volg. Die teks sê hulle het amper tussen die mense ingespring en gesê: "Kyk, ons is mense net soos julle." En dit bring ons dan by vanoggend se kern om te sê, maar ons moet ook soos hulle hierdie nederigheid nastreef. Ja, mense wil graag weet dat jy goed is in wat jy doen en ons wil graag erkenning hê en ons wil graag hê mense moet vir jou dankie sê en ons wil graag hê mense moet na ons kyk met blink in die oë. Maar eintlik is ons maar net mense soos mekaar. Baie broos. En ons maak foute, natuurlik, en daarmee saam is ons nie die Here nie. En daarom moet ons nederigheid eintlik na Jesus toewys. En dis presies wat Barnabas en Paulus hier probeer doen. En dit is dan ons voorbeeld, om eerder mense te wil dien as om gedien te wil word. Om eerder laag aan ander se voete te wil wees, waar ons dan aan hulle diens bring, as wat mense ons wil laat regop staan en hande klap en ons wil vereer. Nederigheid kos dalk nie so baie nie, maar nederigheid maak dat mense met ander oë na jou kyk. En hierdie ander oë na jou kyk maak dat mense in hulle hart eintlik baie diep respek vir jou kry. En ons leer dit vandag by Barnabas. Kom ons volg hom daarin.
Here Jesus, dankie dat U die groot voorbeeld van nederigheid was. Help ons om ook so nederig te bly en te wees, en om te weet, dat al sou mense wat van ons dink en ons daaroor goed sou voel, ja, is ons maar net soos enige ander mens, broos en maklik breekbaar. En is U die een wat volmaak was, mag ons nederigheid na U toe wys. Ons bid dit in U naam van ons Here Jesus Christus. Amen.